Aluma Capital, altyd aan die groei. Welkom terug. Dis tyd om te kyk na die grootste koerantstories wat opskrifte gehaal het en saam met ons sluit aan Sharonike Nel van Groot FM 90.5 radiostasie. Goeiemôre Sharonike. Môre julle. Lekker om jou terug te hê op die geel bank. En ons begin in 'n warm Johannesburg, maar figuurlike warm in die bokskruit van die politiek. Julle, wat 'n lekker nuusnaweek. Ek moes regtig nogal bond staan om te kies wat ek volgende vir julle gaan bring. So ek dink op hierdie stadium is selfs die inwoners van Tshwane dink ek meer gefokus op wat aangaan in ons buurstad. Want ons weet dat die DA nou al lankal hulle burgemeesterskandidaat aangekondig het en Ellen Zille, sy swem in potholes en dit gaan al te lekker daar. Maar soos verwag het die Action SA leier Herman Mashaba homself nou verkiesbaar gestel vir jou gesig. Vir die burgemeester. Nee, ek nie gewonder hoe gaan jy voel nie. Ek net gewonder hoe gaan jou gesig lyk. Man, dit voel van ons geweet het hierdie gaan kom, hulle kon net sowel 4 maande terug dit vir ons gesê het. Hulle kon, maar is dit nie vir jou net fantasties oor hoe dit aangekondig is nie? Kyk, asof dit nou nie reeds, julle het nou gesels oor Pinocchio en oor half die dramatiese, en Action SA het toe nou ingegaan met die dramatiese, want die aankondiging het hy gemaak in 'n bokskruit. Want hy sê, hy klim as het ware in die bokskruit in. So, julle die... Want ons moet nou veg vir Johannesburg. Ons moet nou veg vir Johannesburg en almal veg op hierdie stadium vir Johannesburg. Want interessant, die PA se kandidaat is Kenny Kunene, as jy mens dit nou nog nie geweet het nie. Ons wag in spanning om te sien wie die ANC kandidaat gaan wees. Hulle is nou die laaste van die groot partye wat hulle kandidaat aankondig. Maar julle dinge gaan vuurwarm raak nog in Johannesburg, want hierdie is, die Engelsman sê heavy hitters, wat uit elke party uit gestuur word na die Goudstad toe, om te kyk, 1, of hulle die plek kan regryk, en 2, waar in jou lewe sien jy dat federale leier van 'n party in die eerste plek 'n burgemeesterskandidatuur aanvaar, 'n partyleier gaan ook soontoe, ook een van die senior lede, Kenny Kunene dan van die PA, so ek kan nie wag om te sien wat met die munisipale verkiesing gebeur nie. Ek dink, dis die eerste keer in 'n baie lang tyd wat ek op hete sit en wag vir 'n verkiesing wat nie 'n nasionale verkiesing is nie. Hierdie is 'n waterskeidingsjaar wat vir ons gaan wag aan die einde van hierdie jaar. Ek hoop hulle pak, dis eintlik my enigste hoop, ek hoop hulle pak die probleem in Johannesburg met dieselfde erns as wat hulle is oor hulle kandidaatskap, verstaan elkeen wat graag die burgemeester wil wees. Ek hoop regtig, dis nie net politiekery nie, dat hulle ook vir die mense vir Johannesburg, die inwoners, vir hulle sal veg, want dit is waar die fokus moet wees. Ek wil nie hê dit moet net gaan oor, wag, ek het nou vir so aangewen, of so aan het nou vir Jennifer gewen, dat dit 'n naamding is van wie was beter kandidaat nie, maar dat hulle eintlik ernstig is oor die probleme van Johannesburg. Dit is my enigste hoop vir hierdie. Ek dink op voedselvlak. Ons praat dag in en dag uit die aard van die saak die water wat die grootste probleem is. En ons raak gedesensiteer daarteen en ek dink dit is wat my bang maak. Want 2 weke terug het ons baie ernstig hieroor gepraat. Ek het gisterand weer iets gesien op sosiale media van iemand wat sê, hoe is dit moontlik dat daar nog steeds nie water is in sekere gedeeltes van Johannesburg nie? Ja, daar was weer optogte geweest. So ek weet iemand wat weer optogte gehad het oor die naweek. So in West Dean, Lindens area. So boonbehalwe die politiekery en die drama agter dit, weer eens, hoop ons maar net vir 'n praktiese oplossing. In elke stad, nie net in Johannesburg. Mag die kandidaat wat die vinnigste daai stad gaan regryk wen? 100%. Dan bly ons sommer by Action SA oor interessante video's wat hulle gemaak het en vrygestel het. So gepraat van die mense van Johannesburg wat ons so graag wil hê moet 'n beter lewenskwaliteit hê. En die drama van die politiek. So Michael Beaumont, ons ken hom, hy is die nasionale voorsitter van Action SA. Hy was ook een van die kandidate wat moontlik die pos kon gekry het. Net so vir interessantheid onthaalwe. Hy is nou 'n bietjie in die spervuur, want hulle het sosiale media video's gemaak wat vra, wat dink jy van die dienslewering in Johannesburg? Wat dink jy is die oplossing? En die video, maar dink net gou, sit dit in konteks. Gaan enige politieke party sosiale media video vrystel waar iemand sê jou party gaan nie lekker regkry nie. So natuurlik is daar 'n mate van agendastelling. So nou loop hulle nou 'n bietjie onder kritiek deur, want hulle het nou agtergekom dat die meeste van die mense wat binne in hierdie video is Action SA lede.
en mense wat nogal redelik prominent betrokke is by die En hulle het hulle partytjie. voorgestel as Jan Alleman. En hulle het hulle voorgestel, ek dink dis die enigste probleem. Ja. As jy gesê het, hulle het byvoorbeeld gepraat met die jeugleier en hom net voorgestel as 'n student uit Soweto. Sê dis die jeugleier, want nou sê hulle ook, jy moet ook verstaan, hulle is die derde grootste party in Johannesburg, 1 uit 6 kiesers het vir hulle gestem, so natuurlik is die kans groot dat jy nou 'n Action SA ondersteuner op video gaan vasvang. Maar wil jy nou vir my sê, elke liewe een van hierdie mense gaan sê, Herman Mashaba is die Messias en gaan ons red? Nee, ek is baie jammer. So daar's twee kante aan die storie, maar dis ook vir my 'n bietjie nitpick. Ja. In terme van, wat gaan ons nou doen om mense te kritiseer? Ja. Ek gaan praat dan regtig met Jan Alleman en gaan sê net oor die algeheel verstaan want baie van hierdie mense dis nou presies het Herman Mashaba se lof besing toe hy nou sy termyn as burgemeester gedoen het. Ek dink daarin lê die probleem. Praat dit dan met Jan Alleman en sê hy, wat dink jy op die oomblik van Johannesburg? Waar lê die probleme? Dink jy Action SA of watter party dink jy gaan dit regkry? Mooi, cool. Al gaan Kan ons. dit nou laat die tyd uit as jy nie hou van hulle antwoorde nie, maar moet nou nie mense gaan soek wat deel is van jou party nie. Ja. Die ergste is die mense meeste gros mense gaan soos met sosiale media dit net vat soos wat dit aangebied is as Jan Alleman en dit is wat hulle wou gehad het, maar ja, dit is seker dan nou maar politiekery. Dan oor na sanitêre produkte en groot kommer wat uitgespreek is nadat navorsing gedoen is deur die Universiteit van die Vrystaat. Hierdie het my nogal yskoud gelaat want ek dink meeste van die sanitêre produkte, die groot handelsmerke wat ons op die rakke sien, veral in Suid-Afrika, sê dat hulle skadelike chemikalie vry is. En dit is, ek dink vir ons tans is, dis wat 'n verbruiker en 'n vrou koop. Mens probeer nou maar bietjie verantwoordelik koop as jy sanitêre produkte koop. En 'n studie by die Universiteit van die Vrystaat het nou bevind dat basies al die sanitêre produkte wat hulle getoets het, bevat 'n baie skadelike chemikalie, maar oor die langtermyn. Ja. Wat die endokriene stelsel kan aantas. En ek dink wat nogal net interessant is hieroor is dat hulle sê dit is nie met opset dat dit deel is van die produksieproses nie. En ek dink dis waar produktoetse inkom, want hulle bemark hulle self as skadelike chemikalie vry en op papier tegnies ja, dit is, maar met tyd beweeg die chemikalie wat skadelik is deur van hierdie produkte tot op 'n punt waar dit dan vir jou kan skadelik wees. So dit laat nogal vrae ontstaan in terme van tot watter mate moet 'n produk getoets word sodat jy regtig kan sê volgens die standaarde bureau dit is nie skadelike chemikalie in hierdie produkte nie. En dit is 'n produk wat meer as 50% van die bevolking in ons land en in die wêreld gebruik. Ons kan nie bekostig dat daar op die langtermyn gesondheidsgevolge van hierdie tipe produkte is nie. Nee, definitief nie. En dan is mens dankbaar vir navorsers wat produkte toets ook, definitief. Dan Char, goeie nuus oor 'n back and close hier inentings. Julle die nuutste episode van BKS. Ek dink ons bid kliphard, ons bid ons knie deur en ons is so dankbaar vir hierdie besending inentings wat nou gekom het. En nou is die besluit natuurlik geneem dat privaat veeartse wel hierdie inentings mag toedien. Dit kom natuurlik ook met sy eie gros red tape, want jy wil ook nou nie hê elke Jan Rapp en sy veearts moet dit kan doen nie. Dit moet iemand wees wat wel dan nou gekwalifiseerd is om dit te doen. So daar gaan provinsiale toewysings wees. Ons het ook hierdie verwag toe ons geweet het dat hierdie besending op pad is. Maar hulle sê ook, en hierdie is nogal vir my redelik verblydend, dat hulle wil sover as moontlik die administratiewe rompslomp vir privaat veeartse om die toediening te kan doen uit die weg uitruim. Want soos ek sê, dit is nou so 'n bietjie van 'n catch-22 want jy wil hierdie so vinnig as moontlik uitstoot. Ons het weer die naweek in die rapport gesien van 'n boer wat regtig deur 'n verskriklike moeilike tyd gaan omdat hy sy beeste moes skiet. So ons hoop regtig dat dit net bietjie sal bespoedig, die feit dat dit nie net staatsveeartse is wat hierdie inenting kan toedien nie. Wat wel interessant is, die DA wat sê inenting alleen kan nie die verspreiding keer nie en dit weet ons ook. So dit is 100% 'n multivlak plan in terme van ons weet klaar dat hulle nie mag beweeg tussen landsgrense met die vee nie. So julle, ek is regtig net op hierdie stadium besig om styf duim vas te hou dat ons net goeie nuus op goeie nuus sal hoor met die inentings wat versprei word. Ja.
Dan ook nogals goeie nuus, nie vir Trump nie, maar vir mense wat deur sy tariewe gekortwiek is, want nou is Trump gekortwiek en gesê maar dis onwettig as jy hierdie tariewe instel. So ons almal onthou die vreeslike tariewe wat ingestel is aan die einde van verlede jaar. Ons self het 'n hele klomp mense al oorgestuur om te beklei teen die 30% wat teen Suid-Afrika gehef is. So die Hoë Hof in Amerika het nou gesê dat hy ongelukkig so bietjie sy uitvoerende magte oortree het deur net links en regs hierdie tariewe in te stel. So wat interessant is omtrent hierdie storie is hy het dit ingestel onder wat hulle noem die Emergency Economic Powers Act. So dit het in 'n grys area hom toegelaat om hierdie verskriklike tariewe deur die bank op die verskillende lande in te stel. Maar toe Vrydag, toe het hulle Supreme Court, hulle Hoër Hof, toe nou gesê nee, hy het nie, want dit is 'n saak wat gebring is na die hof toe deur 'n groep sakemanne en besighede in Amerika wat gesê dit is besig om hulle dood te maak aan die Amerikaanse kant. So die hof wat toe nou besluit het, die hof wat eintlik in Republikeinse beheer is, so 'n redelike slag wat aan die Trump-administrasie toegedien is. Hy is glad nie gelukkig hieroor nie, wat mens kan verstaan. So Vrydag net na die uitspraak, toe het hy gesê, nou goed, maar nou gaan hy globale 10% tariewe dan nou instel, as dit wat hy nou gesê het onwettig is. 24 uur later, Saterdag, sê hy toe nou, nee, 15%. So, mens moet ook hierdie net in konteks sit, want dit is nie 'n Engelsman sê sweeping change nie. Selfs ons regering reageer tans nie op die uitspraak nie, want niemand weet presies wat nou gaan gebeur nie. Want nou, hierdie 15% wat hy instel, is vir 150 dae geldig, maar mens weet nie wat val weg en wat val nie weg nie. Byvoorbeeld ons 25% tariewe op motors bly. Dit is nie onder hierdie nie. Die AGOA ooreenkoms wat Trump afgeteken het, wat ek praat onder korreksie, ek dink 3.5 of 3.6 spesiale tarief is, met dit plus die 15 is, ek het 'n artikel gelees wat sê we're back in the game, want dit is nog steeds minder as die 30% op sekere produkte. So ek is nie 'n ekonoom nie, so ek gaan nie eens probeer om hierdie sommetjie vir julle beter te maak nie, maar dit is 'n saak wat ons moet dophou, want al daai tariewe wat hy ingestel het, want dit het ook te maak met terugbetalings. Ja, maar die 15% is so half die Engelse gebruik die cap, so hy mag tot met 15% gaan, so dis hoe hy dit opgeskryf tot by 15, maar dit mag hoër doen nie. In by sy magte mag tot by 15 gaan. Nie die 45, 30 en al die ander wat hy ingestel het nie. Ons hou daai verseker dop. Dan Thailand sny suiker in drankies. Ja, kyk, nou as jy ooit in Thailand was, dan weet jy kry diabetes net as jy van die vliegtuig afklim, nê. So Thailand het nou 'n hele rukkie al 'n probleem met die verskriklike soet drankies wat hulle het. So hulle het nou reeds omtrent in 2017 het hulle al wette ingestel om die suiker te verminder. Maar baie soos wat ons gehad het in ons gebottelde drankies. Ja. En nou, het is nou die laaste fase wat hulle nou ingestel het, wat vir vooraf verpakte suikerdrankies. Dis nou die blikkies en die botteltjies wat jy nou in 'n winkel koop, wat hulle met 50% minder soet gaan maak. Maar So nou gaan daar net 10 lepels suiker in 'n blikkie. ja, so wat vir my hysteries snaaks is, hierdie is nie van toepassing op straatmarkte en daai nie. So, waar koop jy die meeste van jou drankies as jy gaan vakansie hou in Thailand? Nie uit 'n yskas uit by 7-Eleven nie. Nee, maar daai tannie wat dit vir jou in 'n plastiek sakkie sit. Een van die goed, julle en ek is regtig, my kiewe trek, kondensmelk, 3 lepels suiker, hierdie is in 'n plastiek sakkie wat jy langs die pad kan koop. Die vrou sê sy wil haar klante bederf. Maar Thailand, ek kry omtrent, ek dink 21 lepels suiker in per dag, per mens. En dit is in vergelyking met wat die Wêreldgesondheidsorganisasie sê omtrent 6. Dis die piek wat jy kan inneem. Nee, nie Thailand nie hoor. 21. 21. Gee my 'n checkas vol kondensmelk, dan sê ek gelukkig. Nee, daar is 'n bietjie taai hoor. Alhoewel ek dink daar's sekere laerskole of kinderhuise
huise met kinders in Suid-Afrika wat dalk naby aan daai hoeveelheid suiker kom. Ons moet self ook oppas daarvoor. Maar dit is goed dat hulle ten minste poog. Ag, hulle probeer Ja. is die beste gewete. Joh, dankie Sharonike, dit was baie interessant geweest. Ons tyd is nou ongelukkig verstreke, maar ons praat graag weer met jou en jy moet 'n lekker dag hê. Dankie julle. Bly ingeskakel vir 'n bietjie finansiële nuus saam met Evert Snyman net hierna. Aluma Capital, altyd aan die groei.